Goeiedag en baie welkom by Insig, die program waar ons 'n diepte-studie uit God se woord uit doen. Vandag begin ons met 'n splinternuwe reeks wat gaan oor hoe om 'n hegter verhouding met God te bou. En om hierdie lesse weer eens saam met ons deur te gaan, te studeer uit God se woord uit Ronay Furstenberg, spreekdirekteur van Kompas Pastorale Bedieninge. Baie welkom en ons sien uit na ons nuwe reeks. Ja, nee, ek dink ons is baie opgewonde en wat 'n wonderlike onderwerp. Is dit nie eintlik 'n baie noodsaaklike onderwerp om oor te gesels in hierdie dag en tyd waar ons op hierdie stadium is nie? En om 'n hegter verhouding met die Here te bou beteken eintlik dat ek het reeds 'n verhouding met die Here. Ja, so nou, maar wanneer jy nou kom by daai verhouding en ek het 'n verhouding met die Here, dis amper soos, kan ek nou maar dit beskryf soos, as jy 'n alkoholist is en jy erken nie jy's 'n alkoholist nie, dan gaan jy nie iets daaromtrent doen nie. En dis dieselfde wat ons het. Ons moet verstaan wat is ons huidige verhouding met God. En dan van daar af die wegspringpunte hê om vorentoe te kan bou daarop. En dit is waar ons na hierdie week gaan kyk. Hoe staan die sake werklik tussen my en die Here? Maar voor ons begin, kom ons buig ons hoofde saam. Vader in die hemel, baie dankie dat ons die woord kan open. Praat met ons deur die Gees. Gee vir ons insig uit die woord uit. Dit bid ons in Jesus naam. Amen. Amen. So kom ons blaai na die boek van Johannes. Johannes hoofstuk 15 en daar lees ons vanaf vers 9. Soos die Vader my liefgehad het, het ek julle ook liefgehad. Bly in hierdie liefde van my. Nou, hierdie teksvers sê baie. Hy begin daar en hy sê, soos die Vader my liefgehad het. Die Vader het my liefgehad op so geweldige wyse. En hy sê, het ek julle ook liefgehad. Want hy het toegelaat, want ons ken ons na Johannes 3 vers 6 nie, want so lief het God die wêreld gehad, dat hy sy eniggebore seun gegee het. En die eniggebore seun was bereid om te kom sterwe. So lief het hulle mekaar gehad en vir ons gehad. Ekskuus tog, en nou sê hulle daar, bly in hierdie liefde van my. Net so om terug te gaan, hierdie liefde is 'n liefde wat ek weet, jy gaan iets doen wat veroorsaak dat ek gaan moet sterf. Tjoh. Dis daai liefde wat ons in ons agterkop moet hou en sê, hy sê, bly in daardie liefde van my. Net so van 'n ander aspek en 'n ander oogpunt af. Jesus sê, soos die Vader my liefgehad het, het ek julle ook liefgehad. En dan sê ons moet in daardie tipe liefde bly. Soos wat die Godheid bereid was om te sterf vir diegene vir wie hy liefhet. Verwag die Here dat ons daardie tipe liefde moet hê vir diegene rondom ons wat hom nog nie ontmoet het nie. Ek en jy moet ook op die punt wees waar ons sal sê, ons is bereid om alles te gee, al is dit my lewe, sodat iemand anders gered kan word. Ek wonder hoeveel van ons is bereid om dit te doen. Of het ons 'n sekere afsnypunt, het ons soos 'n eliminasielys. Vir hierdie is ek bereid om my lewe nog voor te gee, maar daar's 'n paar naampies wat ek nou nie weet of ek so ver sal gaan nie. En of ek nou my lewe vir hulle wil gee nie. En die lewe gee beteken nie altyd om te sterf nie, maar dit is om alles in jou vermoë te doen. Om jouself in partykeer in so 'n situasie te plaas dat jy ongemaklik sal voel, sodat iemand anders tot oortuiging van redding kan kom. Sjoe. So kom ons gaan voort en dan kyk ons, wat sê die skrif vir ons van, hoe staan die sake met ons? Wat is ons toestand? Want ons moet eers besef, as ons vir die Here wil werk, wat is ons toestand vorentoe? Ja, ek dink een van die grootste vrae om te vra is, het ons dan nou hierdie liefde? Want Jesus het gesê, ek wil hê, julle moet hierdie selfde tipe liefde moet julle hê, en hierdie selfde tipe liefde moet julle bly. So ek dink, die grootste vraag, want die Here sê, die liefde is die grootste van almal. So daai nommer 1 vraag is, het ek en jy hierdie passie vir mense wat die Here vir hulle het? So ons kyk daarso en ons is in Openbaring hoofstuk 3 en ons lees die 7de brief aan die gemeente van Laodicea en ons almal ken dit baie goed, maar baie keer wil ons hierdie kenmerke wat hier uitkom. En ek sê dit sommer prontuit vooruit, op ander van toepassing maak, maar nie op my nie. Dit is dan so waar. So kom ons lees hierdie verse, ek gaan so 'n paar lees en dan kan jy aangaan daarmee. En dit sê daar vir ons,
En skryf aan die engel van die gemeente van Laodicense. So dis nou vanaf Vers 14. Okay. Dit sê die Amen, die getroue en waaragtige getuie, die begin van die skepping van God. Met ander woorde, wie sê dit? Dis Christus self wat hier praat, die getuie, die begin van die skepping van God. Hy sê, ek ken jou werke. Nou, in die tye waar ons leef, as iemand sê, ek weet waar jy bly, dan kan dit beteken, dis baie goeie vriende, en hulle wil jou graag kom sien, of dit kan 'n baie negatiewe konteks hê. En hier kom die Here en hy sê, ek ken jou werke, en hy praat met die kerk in die Laodiseëse tydperk. En hierdie is, as ons mooi daarna kyk, en dis heeltemal 'n ander konsep en 'n ander studie, maar dis die eindtyd kerk, die kerk wat leef voor Christus se wederkoms. So dis ons. Dit moet ons wees, nee? En dan gaan hy hier dan sê hy, ek ken jou werke, dat jy nie koud is nie. Okay, dis klink daarom redelik, jy is hom nie koud nie, maar nou sê hy ook verder, ook nie warm nie. Was jy tog maar koud of warm? Maar nou, omdat jy lou is en nie koud of warm nie, sal ek jou uit my mond spuug. Want jy sê, hoekom is ons nou lou? Want jy sê, ek is ryk en het verryk geword, en het aan niks gebrek nie. En jy weet nie dat dit jy is wat elendig en betlanswaardig en arm en blind en naak is nie. So. Maar ons het dan alles. Die Here het vir ons gesterwe. Hy gee vir ons die hele woord en ons verstaan die woord so goed. Hoe kan dit dan nou ons wees? Dis 'n baie interessante gedeelte hierdie. Besef ons, wat is ons toestand? Ek dink ons moet dalk so 'n bietjie net stil staan en kyk, wat bring die kerkmens tot op die punt waar dit die Here hierdie beskuldiging kan gee. Want onthou, hy praat met 'n kerkmens, hy praat nie met 'n heiden nie. Ja. Hy praat met iemand wat hom ken, wat hom aanvaar het, wat hom erken as die seun van God, maar hier het iets gebeur langs die pad. En dis nie net dat hulle van hom afgedwaal het nie, dis dat hulle nou so op die, ons noem dit draadsitters is, nee, ek is so 'n bietjie aan die kant, ek is so 'n bietjie aan daai kant. Dis asof ek nie meer daai totale oorgawe vir die Here maak nie. Ja. So wat veroorsaak het dat ons tot op daardie punt kom waar ons nie meer warm en 'n passie het vir die Here en sy werk nie, maar ons is ook nou nie heeltemal koud nie. Nee, ons het nie heeltemal afgedwaal van hom af nie. Maar ons voer maar net 'n baie rustige bestaan. Christenlewe. Wat kan ek dit so 'n bietjie anders stel? Ek wil amper sê ons is op daardie punt waar God en sy gebod nie meer vir ons 'n uiterste is nie. Nie meer kom ons dit soos die Bybel dit noem, nie meer die alfa en die omega. Dis reg, dis nie meer 'n nie. absolute in my lewe nie. Ek begin nou onderhandel. Ja. Want sekere goed is vir my ongemaklik om te doen in my godsdienst. So ek gaan nou met die Here begin onderhandel en ek gaan nou halfe self aan mekaar geflaanste godsdienst hê wat vir my gemaklik is en wat pas in my tyd, my skedule en in my boksie waarin ek gemaklik is. Ja. En weer eens, net so ons aandag weer eens daarop te vestig, en dink jy het net nou gesê, onthou, hierdie brief word nie aan die wêreld geskryf nie. Dis hy. Hierdie brief is aan die kerk geskryf. So met ander woorde, ons kan nie sê, ja, die wêreld sien die Here nie raak nie, die wêreld is naak, die wêreld is arm, hulle is blind, hulle is nie geestelik nie. Dit is hier met die kerk van God, die eindtydkerk, ons het in die einde van tyd leef, wat hiermee gepraat word. Sure. Kan ons sê, en ek wil nou nie sê duiwels advokaat speel nie, maar ons almal ken daai beginsel, maar ja, daar is mos sulke mense in die kerk. Ek sien hulle raak, ja, hulle is elendig, hulle is nie so goed soos ek nie, hulle is beklaanswaardig, ja, hulle is blind, want hulle sien nie raak dit wat ek raak sien nie. En baie keer sien ons dit in ander raak. Maar daar's 'n spreekwoord in Afrikaans wat sê, daar's niemand wat so blind is, soos hy wat nie wil sien nie. Kan ons dit terugvat na ons teksvers wat ons in Johannes gelees het? Daar sê die Here tog so duidelik, dat julle moet in hierdie liefde bly. So nou kan ek amper nou vir jou, vir die siekte 'n diagnose gee, wat hier besig is om plaas te vind. Die liefde wat die passie vir siele het, en die passie vir die Here se, en sy absolutes het, is nie meer daar nie.
Die oomblik wanneer daardie liefde begin taan en ons nie meer liefhet soos wat God liefhet nie. Dis dan wanneer ons met hierdie situasie sit wat vir ons so duidelik beskryf word in Laodicea. Ja, en die probleem het begin. En ekskuus as nou teruggaan en ek weet ons is by Laodicea, maar die probleem het begin by die kerk van Efese, die eerste eeuse kerk. En wat was hulle probleem? Jy het julle eerste liefde verlaat. En dit is waar die probleem begin. So ons moet terugkom na die liefde wat Christus daar vir ons gehad het. En daai selfde liefde moet ons teenoor hom hê en teenoor sy kinders hê. Is dit nie interessant? Ek wil amper sê, kan dit so eenvoudig wees? Kan die oplossing so eenvoudig wees? Want jy weet as ons aangaan en ons lees van vers 18 af, dan sê dit, ek raai jou aan om van my te kom koop goud wat deur vuur gelouter is, sodat jy ryk kan word, en wit klere, dat jy jou kan aantrek en die skande van jou naaktheid nie openbaar word nie, en salf om jou oë te salf, sodat jy kan sien, en dan vers 19, almal wat ek liefhet, bestraf en tugtig ek, wees dan ywerig en bekeer jou. Met ander woorde, wat die Here vir hulle sê is, julle het nie tot bekering gekom nie. Die bekering wat by julle pas, is nie meer daar nie. As jy van vooraf tot bekering moet kom, al daardie goud wat jy moet koop, die oogsalf wat jy moet koop, dis interessant dat ons kan sê, die oplossing daarvoor is so eenvoudig soos jou liefde moet herstel word. Jou liefde om lief te hê, daai onvoorwaardelike liefde van God te hê, dit moet herstel word. Ja, en dit kom daarop neer, ons moet Christus se karakter in ons lewens weerspieël. Hy was lief vir mense, hy het uit sy pad uitgegaan om hulle te help, doen ons dit. En daar's baie ander aspekte waarna ons kan kyk. Soos jy sê, vers 18, het sê dan, jy moet goud wat deur vuur gelouter is, sodat jy kan ryk word, koop dit. Wit klere, en ons weet wit stel reinheid voor. En ons weet, hoe koop jy klere? Nee, jy kan nie jou eie heil uitwerk nie. Jy kan nie op jou eie werke staat maak nie. Jy moet Christus se kleed van geregtigheid, die lewe wat hy vir jou gelewe het, die offer wat hy vir jou gesterf het aan die kruis van Golgotha, moet jy aanneem as jou eie. En jy moet dit koop. Nou, hoe koop jy dit? Deur dit te aanvaar en dan jou lewe daarvolgens in te rig. Nie deur 'n prys te betaal of deur iets goeds te doen dat die Here sê, okay, nou verdien jy dit nie, hier soos vir jou 'n wit kleed. Nee. So die wit kleed is nie 'n fisiese kleed nie, maar dis die kleed van geregtigheid van Christus wat ons moet aantrek. Dan gaan hy aan en sê, dat jy jou kan aantrek. Nou dit help veel ons bely die kleed. En ons het die kledingstuk, maar ons trek hom nie aan nie. So met ander woorde, dit moet deel wees van ons lewens. Dis nie net iets wat ons moet bely nie, dis iets wat ons moet leef. Om dit nou prakties te stel, dit help veel, ek en jy sê, maar 'n kind van die Here moet rein wees, maar ek en jy lei nie 'n rein lewe nie. So, dis wat daardie kleed van geregtigheid voorstel. Dit wat ons verstaan in die karakter van die Here, moet ons daadwerklik navolg. Dit help vir ons filosofeer net daarmee in die gesprekke wat ons het in ons kerke nie. Want as ons sit in ons kerkbanke, is ons almal vreeslik heilig en vreeslik rein en kan ons vreeslik oor baie die vreeslike interessante goed gesels. Maar om van nou huis toe te gaan, weer ons die laaste lied gesing het, laaste gebed gebid het, en ons gaan die nuwe week in, om al daardie gesprekke wat ons gehad het in ons heiligheid op daai oomblik in die kerk, prakties deel te maak van ons lewe. Dis daar waar ons 'n ware bewys word van, het ons bekering of het ons nie bekering nie. En dan natuurlik, soos ons met die klere koop, maar hier kom, ek wil amper sê die heel eerste, kan ek sê, die laaste gedeelte van daai vers, wil ek sê, kom ons maak hom eerste. En salf, om jou oë te salf, sodat jy kan sien. As jy nie sien dat daar 'n probleem is nie, as jy nie erken dat daar 'n probleem in jou lewe is nie, dan gaan jy mos nie 'n verandering maak nie. Dan gaan jy dink alles is nog reg. So as jy nie sien, jou huis se dak lek nie, en die plafon begin al te hang nie, dan gaan jy nie 'n plan maak en opklim en kyk wat is die fout nie. Jy moet sien, en as jy net so loop in die huis, en ek wil nie daarbo kyk nie, dan gaan ek nie nooit die probleem kan regmaak nie. En dan gaan dit soos een groot
slag op jou neerkom. So wat, as ek nou reg verstaan, dan daag jy nou vir my en al ons kykers uit om 'n baie gevaarlike gebed te bid. Om dalk 'n slag voor die Here te gaan staan en te sê, Here, maak my oë oop vir dit wat ek te blind is om te sien. Het jy al ooit daaraan gedink om dit vir die Here te vra? Om te sê, Here, is daar dalk iets wat ek in my eie arrogansie, of dalk in my eie onkunde, of omdat ek nou al vir die laaste 54 jaar dieselfde denkrigting het, is daar iets wat ek te blind is om te sien? Here, laat my asseblief nie vergaan as gevolg van my eie onkunde of arrogansie nie, maak my oë oop. Dis 'n baie gevaarlike gebed om te bid, want die Here gaan dan, ek dink die Here vereer so gebed. En hy gaan jou beantwoord, maar dit gaan nie altyd Gaan nie maklik aangenaam wees wees nie, nie. want jy gaan nou goed raak sien wat jy gedink het wat redelik reg was. Kom ons lees verder. En hy sê daar, almal wat ek liefhet, bestraf en tugtig ek. Joh, nou maak die Here ons oë oop, en jy het nou gevra om dit te sien, en jy het agtergekom, jy is naak en beklaanswaardig, en nou kom die Here en hy sê, maar ek gaan jou nou tugtig, want as dit nie gebeur nie, dan gaan daar nie 'n regstellende aksie kom om jou lewe te verander nie. So hy sê hier, almal wat ek liefhet, bestraf en tugtig ek. Met ander woorde, as ek dit nie doen nie, het ek jou nie lief nie. Maar as hy dit ook nie doen, die leer ons nie. Ja. Jy weet, ek is baie eerlik as ek sê, al wanneer ek gewoonlik leer, is wanneer die Here toelaat dat ek in 'n geweldige verleentheid val. Weet, ek is soms geneig om so vas te klou in 'n sekere denkrigting, dat dit neem soms daardie oomblik wat ek tussen ander mense is, dat iemand my totaal verkeerd bewys, wil ek amper sê, dat ek in die verleentheid kom, dat ek bereid is om te erken ek is verkeerd. Die Here het dit al met jou ook gedoen. Net so vir interessantheid, want waarby ek lees hierdie week 'n vreeslik interessante aanhaling van 'n persoon wat gesê het, hulle voorspel dat in die toekoms, huidige tyd en toekoms, dat ongeletterdheid sal nie meer wees dat jy nie kan lees en skryf nie. Die moderne ongeletterdheid is die feit dat niemand iets kan afleer en oorleer en herleer nie. Het jy al daaraan gedink op die ouderdom waar jy is, dat jy dalk nodig het om sekere goed af te leer? Want is dit nie wat die Here hier sê nie? Jy het nodig om te kan sien, jy het nodig om te besef waar jou tekortkominge is, want daar's goed in jou lewe wat jy moet afleer, oorleer en herinoefen, Ja, ek amper sê. want dit is en wat- dit dis- hoe ouer mense, hoe moeiliker raak daai proses. En dis waar die konsep van bekering inkom. Jy draai jou om en met ander woorde, jy het iets gedoen, jy moet nou iets anders begin doen in daai wat jy se plek gedoen het. So kom ons lees net daai teksvers verder en sê, dan sê dit daar, wees dan ywerig. Ywerig, moenie dit net op 'n halwe pas doen nie. Wees ywerig, gaan volstom daarvoor om jouself te bekeer, om as jy dinge raak sien, en ek wil amper sê, daar moet ons Dawid se voorbeeld gebruik. As hy agtergekom het, het iets verkeerd gedoen, het hy hom heeltemal na die Here toe gevat en sy sondes bely en sê, Here, ek kan nie verder gaan nie. Vers 20 sê vir ons, kyk, ek staan by die deur en ek klop. So die Here sê, ek bestraf jou, en hierdie bestraffing en tugtiging wat ek jou gee, is ook 'n klop aan die deur, want ek wil jou aandag hê. Dit is mos as jy klop aan die deur, soek jy iemand se aandag. Iemand aan die binnekant moet kom oopmaak. Sê, ek staan by die deur en klop. As iemand my stem hoor en die deur oopmaak. Nou, daar word amper sê, as iemand my stem hoor. Dis as iemand op 'n normale manier in 'n deur klop, dan behoort jy hulle normaalweg te hoor. Baie keer wil ons nie hoor nie. Ja, Want ons weet dalk wie staan voor die deur, so dan sê ons antwoord nie. So hier kom en hy sê, ek staan by die deur en ek klop. As iemand my stem hoor en die deur oopmaak, so dit help veel, ons hoor net. Die deur moet ook oopgemaak word. Dan gaan hy verder, dan sê daar's 'n belofte dan. Met ander woorde, die Here kom en hy sê, ek gaan jou berispe. Ek gaan vir jou tugtig, maar jy moet tot bekering kom. Maar as jy tot bekering kom, en jy het nou my stem gehoor, nadat ek aan die deur geklop het, dat jy dinge moet regmaak. Dis nie net dat ek by jou moet kom bly nie, dis, ek het jou eers berispe, jy moet tot bekering kom, dan wil ek inkom, so jy moet regmaak. Dan sê hy daar, sal ek ingaan na hom toe en saam met hom maaltyd hou en hy met my. En dan sal die verhouding verbeter word, want dis om 'n etenstafel,
Waar wat mense mekaar leer ken, verhoudinge leer ken. En dan beteken dit, as jy ook saam maaltyd hou, dan leef jy saam. En dit is ons beloning, dat nadat ons tot bekering gekom het, nadat ons gesien het, dat ons blind was, dat die Here vir ons oopmaak en hy sê, ek wil daai verhouding met jou hê, maar ek wil persoonlik met jou betrokke raak. Dis Wat verskriklik 'n moeilike mooi. belofte is dit. Dis eintlik die uitdaging is om te sê, maak 'n slag vir die Here plek aan jou tafel. Dis tyd dat die Here weer tyd met my en met jou moet kan spandeer, dat ons hom leer ken, en dat ons nederig genoeg is om te sê, Here, hier is ek, wat in my lewe nie hoort nie, dit moet U asseblief aan my bekend maak, en my help om dit af te leer, en my help om die regte aan te leer, ongeag van die ouderdom, ongeag waar ek my bevind op hierdie stadium in my lewe. Vers 21. Aan hom wat oorwin sal ek gee om saam met my te sit op my troon, soos ek ook oorwin het en saam met my Vader op sy troon gaan sit het. Wie 'n oor het, laat hom hoor wat die Gees aan die gemeente sê. Nou hier kom nou die baie belangrike ding is. Die eerste ene is ons net lees, aan hom wat oorwin. Ja, ons moet oorwin. Ons moet oorwin. Wat moet ons oorwin? OK. Stop net daar. Kom ons lees die tweede gedeelte van daai vers. Soos ek ook oorwin het en saam met my Vader op sy troon gaan sit het. Wat het Christus oorwin? Hy het die eie ek oorwin, want hy het sy lewe afgelê vir sy skape, vir diegene wat hy liefhet. So hoe oorwin ons? Deur nie meer vir onsself te leef nie, maar vir Christus te leef en om, soos ons nou daai woorde gebruik, sodat Christus deur ons kan lewe. Dan is ons besig om te oorwin, want dan leef ons nie meer nie, soos Paulus sê, maar Christus leef in ons. Dit is pragtig. En dan, wat is die belofte? Soos Christus op die troon gaan sit het, so sal ons op die troon sit. Nou, as jy op die troon sit, beteken jy het oorwin, jy is 'n heerser, nie? En jy gaan die kroon van die lewe ontvang. Dit alles kom daarmee saam. En nou, vers 22 op die einde van die dag, wat sê hy daar vir ons? Hy sê, wie 'n oor het, laat hom hoor wat die Gees aan die gemeente sê. Dis 'n vreeslike mooi manier om te sê, niemand is so doof soos hy wat nie wil hoor nie. Maar die een wat bereid is om te luister, sal al die seëninge ontvang wat ek staan en wag om vir julle te gee. Ja. Jy weet, een van die mooiste teksverse vir my in die Bybel kom uit 2 Kronieke 16 vers 9 uit, wat sê, die oë van die Here deurkruis die aarde, om diegene kragtig te ondersteun wie se hart onverdeeld op hom gerig is. Dis 'n verskriklike mooi teksvers. Dis asof die Here hier vir die kerk van Laodicea sê, ek staan met 'n mandjie vol seëninge. En weet julle wat kan julle in julle lewens ervaar as julle net toelaat dat julle arrogansie van julle af weggevat word. Dat julle weer warm Christene word. Dat julle toelaat dat ek julle herstel en herskep wanneer julle tot bekering kom, tot inkering kom. Dis die mooiste beloftes wat die Here vir ons gee, as ons net bereid is om te luister en ag te slaan op sy woord. Ek wil vinnig gaan na daai ander gedeeltjie wat die Here sê, soos hy en die Vader, so moet ons in hom. En dit kry ons uit 'n baie bekende gedeelte uit Johannes hoofstuk 15 uit, wat vir ons uitbring, want hy sê, ek is die wynstok, julle die lote, julle moet in my bly. As die lote nie in die wingerdstok bly nie, dan word hy afgesny en hy word in die vuur gewerk. Want hy verdroog. Ja. Gaan hy verdroog. Ja, baie keer dink ons is wingerdstokke op ons eie, want ons moet mos vrugte dra vir Christus. Ja. Inteendeel is ons nie ons eie plant nie, want ons moet ingeënt word op die karakter, op Christus. En dan, as gevolg van sy voedingswaarde wat hy gee, na die lote toe, soos dit nou die vergelyking is met die wingerdstok, dan kom die wingerdstok en hy maak plantjies. En hy maak vruggies, en dit word ryp op die einde van die dag. Ja. En so moet ons in Christus bly, sodat sy krag, sy voeding, deur ons kan vloei,
So as jy self sê, nee, ek sny myself af, en jy sny jouself af, en jy druk jouself in die grond, en dan weet ons wat gebeur met die loot. Hy gaan nie ewe skielik sy eie wortel skiet nie. Net as jy dit doen met 'n wingerdloot, en jy sit hom neer, dan gaan hy verdroog. Ja. En Christus sê, bly in my, soos wat ek in julle gebly het. Is dit nie dalk 'n kwessie van dat ons soms soos wilde drywe raak nie? Ons wil oral geanker wees behalwe in die Here. Ons sien ons dra, in ons opinie dra ons vrugte, maar ons dra nie die Here se vrugte nie. So daar's die verskil, hè. Dit help veel jy dra vrugte, maar jy dra nie die Here se vrugte nie. So dit beteken dan jy's dalk geanker in iets, maar jy's definitief nie geanker in die lewende God nie. En dis waar die verskil ingekom het met Laodicea. Julle was nie meer geanker in my nie. So julle dink julle is ryk. Julle het verwaand geword in julle godsdiens. Wat julle met julle godsdiens doen, lyk dalk vir julle baie goed en mooi, maar dit behoort nie aan die Here nie. Net so om hierdie gedeelte in Johannes hoofstuk 15 by Openbaring hoofstuk 3 uit te bring, sê dit vir ons weer eens, luister mooi na hierdie woorde, het jy het al van tevore gehoor, soos die Vader my lief gehad het ek julle ook lief gehad. Dit gaan nou vir my so bekend. Bly in hierdie liefde van my. En dan sê hy, hoe bly ons in sy liefde? Dan sê hy, as julle my gebooie bewaar, sal julle in my liefde bly. Met ander woorde, doen wat ek vir julle gevra het. Nie net deur 'n tikmerkie te hê, deur dit te wil aftik nie, maar bly in my, dat dit deel van jou karakter word, dat dit is wie jy is, om goed teenoor ander te wees. Goed teenoor God te wees, en goed teenoor my medemens te kan wees. En dan sê daar, net soos ek die gebooie van my Vader bewaar het, en in sy liefde bly. So daar kom hy dan, sê hy, die is gelyk aan. Gebooie bewaar is gelyk aan liefde van God. Dan bly ons in hom. En dit is soos ons in hom kan bly. Nie om rebelle te wees nie, maar om krygers vir God te wees, soos jy van tevore al gesê het. Laat ons in hom kan bly, en dat hy deur ons die vrugte kan dra. Maar wil ons erken dat wanneer ons in die kerk sit, is ons droë vingerstokke, of is ons lieflike plante. Onthou Laodicea sê, arm, naak, blind, beklaanswaardig. Dis wie ons is. Dalk moet ons dit erken, dan sal ons groei en vrugte in Christus dra. Baie interessant, nee. So ons moet verbind bly aan die wingerdstok elke tree van die dag. Dan sal ons kom by die laaste gedeelte wat daar in Openbaring vir ons sê, vir jou oor het. Laat hom luister. Wat die Gees van die sê vir die gemeente. En ek dink die Gees van die gemeente praat met u en my in hierdie dag en sê, gaan doen introspeksie. Gaan kyk wat is daar wat jy moet verander. Moenie net dink aan die goed wat jy so goed doen en op ander neerkyk nie, maar doen introspeksie en kom na die Here toe en sê vir hom, Here, verander my. Geef vir my oogsalf. Ek wil van u wit kleed koop om meer soos u te kan wees. Renate, het was goed om saam met jou te kan wees in hierdie eerste studie. Ek dink dit gaan nog interessant raak soos ons vorentoe gaan, maar dit was goed om in julle huise te kom kuier. Laaste woord van jou en dan 'n afsluitingsgebed. Wat 'n voorreg om 'n studie te begin waar ons gaan gesels oor ons verhouding met die Here en hoe ons dit kan sterker maak na mate sy wederkoms voor die hand en om die draai is nie. Dit gaan 'n voorreg wees om hierdie pad saam met u te stap. Maar kom ons gesels met die Here eers en ons doen 'n gebed saam, sodat hy vir ons kan voorberei vir hierdie volgende paar weke waar ons so gaan kyk na ons verhouding met hom. Kom ons bid saam. Here, baie dankie vir die voorreg om u woord te kan oopmaak en te kan sien hoe lief u vir ons het, dat u vir ons lief het soos wat die Vader vir u lief het. Here, ons bid dat u asseblief vir ons bekend sal maak wat daar in ons lewe is wat ons blind hou, wat vir ons nie toelaat om te sien dat ons eintlik maar die kerk van Laodicea is nie. Help ons, Here, om toe te laat dat u vir ons herskep, dat ons kan afleer wat ons nie moet in ons lewens hê nie en kan nuut oorleer hoe dit is om 'n bekeringslewe te lei deur u te aanvaar as ons ewige koning